Ek het nou onlangs met hierdie vreeslike baie reën, vasgereën vir 2 weke op die dorp. En nou sit ek daar besig nou, doen ek my besprekings en ek antwoord e-posse en hier kom ek agter. Ek is nog een van die min mense in hierdie wêreld wat 'n papierkalender het. Nou hoor ek van Google hy het 'n kalender en mens kan op jou selfoon. Ek het eers geweet van dit nie. Nou sit en lag ek vir myself van elke jaar. Of ek lag nie, ek kyk myself modernis aan. Elke jaar is dit nou my groot ding, 'n kalender. Ek hou van 'n kalender wat hang aan my muur. Ek wil die dae so daar voor my sien. Ek wil sien daar hang die 10de en daar hang die 11de en is nou Junie. En ek verskillende, eers het ek gehou van kalenders met klein diertjies op, wilde diertjies, klein springbokkies, klein sulke goedjies, toe hou ek weer van klein hondjies. En ek het onlangs die mooiste Japaneese kalender bestel met pragtige kunswerke. 'n Kalender net soos my ou horlosie wat hier so sy tyd so pragtig hier teen die muur aftik en ek moet hom opwen. So wil ek 'n kalender hê wat teen my muur hang met 'n mooi prent op natuurlik. En dan word ek nou weer so nostalgies aan onthou ek my mamma hulle. My pappa was nou ouderling en mamma was by die kinderkrans, hulle was betrokke by die kerk, so hulle het altyd die kerkkalender gehad. En daar was opgeskryf. En dan so elke nou en dan gaan staan ons almal voor die kalender, dan kyk ons nou eers wanneer gaan wat aan. En dit voel vir my, tyd speel langer, voel vir my langer as ek op 'n kalender kyk, as wat ek nou hier op my selfoon kyk en sê, dis die datum vandag. Daar's my iets meer tydsaam. Daar's my meer iets wat die tyd met meer, wat is die woord wat ek soek, met meer heiligheid aankondig. En ek nou besprekings maak vir werkswinkels of vir optredes, dan hou ek daarvan om die hele maand te kyk hier teen my muur. Dit doen ek wanneer en dan kom daai mense. En ek wonder daai tyd, wat gaan dan? Dis vir my soos 'n gespreksgenoot, hierdie kalender teen die muur. En my huisie is vreeslike vol prentjies en goedjies, maar ek het elke jaar 'n heilige plek vir 'n kalender. En die kunswerk, ek het 1 jaar Alexander Jansson, daar uit die koue sneeulande uit, 'n so wonderlike kunstenaar, het ek sy kalender bestel. En dan sal ek nou voor die kalender staan, voor ek nou die datums kyk, dan kyk ek nou die prent. Dan kyk ek nou wat het hy het sulke mooi tekeninge geïllustreer by elke maand. En omdat hy nou in die sneeulande bly, het baie te doen gehad met sneeu en mere en berge, nou nie soos ons hier nie. En dan het ek weer 'n keer gehad 'n kalender oor woestyne. Daar kyk ek lank die prente. En dan gaan ek vooruit, dan kyk ek by watse prent verjaar ek, en by watse prent verjaar my susters. En ek en oom Johannes het altyd, net as die nuwe kalender kom, hy het April verjaar, en ek verjaar Desember, dan kyk ons by watter prent ons verjaar. En dan kyk ons sommer deur ons geliefdes, by watter prente hulle nou weer verjaar. En dan is jy nou by jou verjaarsdagmaand, by jou prent hang. Dan jubel ek so oor die prent, want ek is nou binne in hierdie prent, ek is nou binne in hierdie maand. My naam staan nou op hierdie kalender, op daai datum staan my naam op die kalender. So ek gaan nou maar aangaan met my papierkalenders, my sukkel nou nog al om hulle te kry, moet ek vir julle sê. Maar ek gaan my dagreis te perd, gaan ek nog steeds elke jaar aanpak. Hier so teen Julie, Augustus maand. En daarvoor moet 'n mens ry na die groot winkels toe. As ek nou weer na 'n groot winkel toe ry, na 'n groot dorp toe, dan kan ek nie wag om te sien hoe gaan my kalender vir die volgende jaar lyk, want so opgewonde is soos ek is vir die jaar wat kom, so opgewonde is ek oor my kalender vir daai jaar wat op pad